Nou vanoggend wil ek bitter graag met u sommer net beeldspraak gebruik. Juis in hierdie reis van waar ons is. Nou, 'n paar jaar gelede het ek die voorreg gehad om in Kathmandu in Nepal te wees. Nou, verskriklike interessante stad. So 1,4 miljoen mense wat daar bly. En as er nog duisende mense wat rondom die stad is, en so aan die voete van die Himalajas. Nou op 'n goeie dag, nou is daar 'n plek te gaan, dan gaan ek toe dan, so uitkyk met, dan kan so mooi uitkyk, daar is die Himalajas, so sit, wow, vast, there you are. Nou, dis die ver wat ek kom. As ander mense wat op baie oomlik, yes, wow, wat die best, wat kom vir jou. Ek weet nie of jy daai begeerte gehad het. Ek kan nie heeltemal daai intense begeerte om te sê, yes nie, maar elkeen van ons het Everest, wat ons baie keer klim, wat ons graag wil klim. Nou, sien die, wat vir die interessantste was, wat in Nargakot was, nou sien die mense, hulle maak regtig onder in Kathmandu, daar is 'n plek wat nader is, hulle vlieg so toe uit, en vandaag begin hulle opstap na die byskerm toe. Maar, nou, die straatjies is nou, maar dan kan jy enige van jingle bells van Jungle uit sy diamondboys, wat jy nodig het vir jou tripie, op daar boot hierdie berg. Maar wat vir geweldig interessant was die Sherpas. Nou hierdie ouens, hulle woon in die Himalajas. Dit is vir hulle agterplaas, dis hulle huis. Ons westerlinge, ons mense wat droom oor die Himalajas, daar is soveel voorbereiding wat daar moet ingaan. Daar is die ete, daar is iets soveel goed wat moet gebeur. Hulle is daar. Hulle stap saam met die ouens op bote. En hulle dra die ouens se bagasie. Nou, ons klim, so ek sê, daar is baie voorbereiding. En die ouens maak die 20 jaar terug op hulle die dag stappe. Nou hierdie ouens stap gereeld op en so terug en so voort. Ons, as ons dit gaan, nee. Dis nie so eenvoudig nie. Ek wil net so 'n paar statistieke net vir u gee. Nou vir party van julle gaan dit geweldig interessant wees, en die ander van julle wat gesê, nou wat het dit met die prys van eiers uit te maak? Maar wat vir my verskriklik interessant is, met hierdie Sherpas, nou, soos jy daar lees, die mees ervare Sherpas kan 2 of selfs 3 keer in 1 klimseisoen die bergse kruin bereik, terwyl hulle verskillende groepe klimmers begin. 2 of 3 keer in 'n klimseisoen, klim hulle op boontoe. En niemand hoor van dit. En wat hulle, hy voet in die aangeboot, we made it, en die Sherpa van. Terwyl die ouens besig is om die byskerm in te gaan. Nou, net so 'n bietjie agtergrond. Nou van die eerste kant, van die lughawe tot by die byskerm, wat so 8 tot 11 dae om daar uit te kom. Nou, dan moet die ouens vir 30 tot 40 dae akklimatiseer by die byskerm. 30 tot 40 dae moet hulle daar bly, net om hulle liggaam gewoon te kry om, ons gaan verder stap. Dan die final summit se push van 5 tot 7 dae. Nou in hierdie tydperk van 7 tot 9 weke se voorbereiding. En ons 4 kampe van die basiskamp, daar bly. Dan gaan jy op na basis 1 toe, gaan bly 'n paar dae, kom af. Basis 2, kom af, gaan na basis 1 toe, kom af. Nou hierdie is 'n proses van 7 tot 9 weke. Nou terwyl die ouens klimatiseer, jy kry hoofpyn, jy kry
And so they said, assuming you are referring to Mount Everest, the straight line distance base camp to the summit is 8.8 kilometers. 8.8 kilometer, maar as jy nou so rofweg van die basiskamp na die top van die berg te moet gaan, is dit 20 kilometer. Nou vir voorbereiding is 7 tot 9 weke om 20 kilometer te stap. Nou en die laaste dag, as mens dit soos kan sê, van die basiskamp tot by kamp 1 en kamp 2 is so 6 kilometer. Nou 2 tot 3 kilometer is van 3 tot 4, 2 kilometer en dan van die kamp 4 tot by die summit is 1.5 tot 2.4 kilometer. Nou, Chrissy, kan jy onthou hoe vinnig as jy spoed die 2.4 kilometer te wees? Jy moes onder 12 minute hardloop, nie? Dit is afdraai. 12 minute was ons afsluitdag op die 2.4. Kan nie afsluitdag. 2.4 kilometer, 12 minute. Nou dit vat hulle 9 tot 18 uur vir die laaste kamp tot daar boot te kom. En as jy die laaste dag 2 uur nie op die plek is waar jy moet wees vir die laaste koers na die gebied, dan moet jy omdraai. Jy kan nie aangaan. Death zone. Hier vir ons is lewensgevaarlik. Jy pak het nie net aan. Die Sherpas weer op en af 2 tot 3 keer in 'n seisoen tot by summit en dan is hulle daar. Die ouens kom nie daar alleen. Hulle doen dit nie alleen. Hierdie Sherpas is merkwaardig. En vir ons, vir daai ouens, hulle kan nie sonder hierdie aanstaande doen. Ons het 'n Sherpa mentaliteit nodig in ons lewens. Hierdie Sherpas, hulle sê, hierdie omgewing waar hulle functioneer, dis hulle agterplaas. En as ek gesê, die kere wat jy daar aan het, dan het jy veel hulle wees. 2.4 kilometer. Daar draai daar iets niks. Die Sherpas daar goed vir hom toe, tot by die summit. Kan jy die Sherpa vir iemand wees? Dit is 'n geestelike mens. Iemand wat nog nie was, waar jy was. Ons roep na ons Vader toe, bring ons na 'n hoogte toe, waar het tyd vat om te klimatiseer. Tyd vat om met jou eie te kan maak. Tyd vat om dit in die spasie waar jy in beweeg. En dis nie net vir die ou by die piek bereik daarboor en hy het sy fotootjie en hy sê, ek het Mount Everest bereik. En hy sê, great, is trots op jou. Let's do it next. Ons doen het volgende week weer. Let me get back down there. Dis waar die meeste mense self bevind. As ons dink aan ons geestelike reis. Ek het homself 'n behoefte gehad aan daai fotootjie gisterand. Ja, daar sit ek voel so smurfie. Bly. Was deel van hy hart om vir die mense. En hy was die seedling gewees. Die seedling was nie net seedling. En die meer Engels te was, dit is seedling. Hy seed, die seedling. Maar die mense wil vasthou. Dit is, en die mense wil hoor van, nee wat maak jy, dit is maar 'n simpelheid, kom terug hierso. En Paulus was daar, en
Paulus het die roeping gekry, en gesê, kom op hoor, Paulus. En sy Damaskuspad, want die Here homself in openbaar het, en hy sê, Paulus, kom op hoor. Maar hoor sy roeping, dit is nie sommer iets stap daarin nie. Sy roeping wat hy spesifiek gekry het, nou die verhaal kom, waar Ananias, die Here kom en sê, Ananias, Paulus is nie daar. Hy is blind. Hy vas in vir 3 dae. Ek wil nie gaan ek hom sê, kom ek doen. Waarna toe ek kom bring? En Ananias sê, nee, Here, daai man. Ek sê, Ananias, ek wil nie my boodskap op te vat, ek wil begeleid. En hy sê, gaan Paulus, en hy sê, maar die Here sê, kom, gaan, want hy is vir my 'n uitverkore werktuig om my naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel, want ek sal hom toon hoeveel hy vir my naam moet ly. Nou, ek weet nie wie van die sal so roeping waardeer nie. Nee, want ons het die roeping sê, I will be blessed, I'm highly favored and anointed. Will I walk on this call? En sê, ek wil vir jou wys, Paulus, dat jy my naam gaan hou. Maar ek stuur jou in, my konings. Ek stuur jou in die wêreld wat my nie wil ken nie. Maar jy gaan vir hulle oopstaan. Jy gaan vir hulle wys wat dit is. Hoe om daar te kan funksioneer. Hoe om dit in en uit te beweeg. Sal jy nou so bepaald is? Maar dit gaan veel tyd van. En elkeen van ons reis, is daar voorbereiding tot. Paulus was omtrent sy 14 jaar, 10 tot 14 jaar, wat hy in voorbereiding was, voordat die Here hom uitgestuur het. Filippense 3 vers 13 tot 14. Paulus skryf dit hierso. Nie dat hy dit alles verkry het, of volmaak is nie, maar jaag daarna, dat en dit ook kan gryp, omdat, ek moes nog vir vers 12 weer lees, nie dat ek al reeds dit verkry het, of volmaak is nie, maar ek jaag daarna, of ek dit ook al kan gryp, omdat ek ook in Christus Jesus gegryp is. Hy sê, dit is gegryp, dan jaag ek daarna, broers, ek reken nie, dat ek self gegryp het nie, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter my is, en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van 'n hoë roeping van God in Christus Jesus. 'n Hoë roeping kom op Paulus skryf die meeste van sy briewe, aangrypende briewe, uit die tronk uit. En 'n hoë roeping. Hy was opgelig en hy kon dit sien. Hy skryf van 'n plek uit van waar hy ons bemagtig, waar ons bemoedig. Al sy briewe is beskryf. Die lees ons die bemoediging. En dis van iemand wat sê, ek was daar. En in die tydperk van opleiding en hy skryf het so, hoe hy so baie keer net dood eenvoudig skibreek gelaat. Hy is geslaan. Hy het van dit dood uitgelaat. Iets oor sy steed kom terug en sê, ek weet hoe dat ooit te kom. Kom, ek weet hoe ooit te kom. Maar jy moet achterlaat. Jy dit nie achter. Jy gaan nie meer die goed kan saamvat nie. Jy het nie nodig waar jy nou gaan nie. Dat is 'n ander pad. Dat is 'n ander manier van dink. Dat is 'n ander manier van opleiding. Elke mens wat hy sal het bereik, waarvan ek hoor, is nooit meer dieselfde. Is nooit meer dieselfde. Dis 'n ander ervaring, dis 'n ander manier. As ek sê, hierdie ou, hy het oorgekom, hy staan daar so, hy het sy foto, hy sit het op vir die wêreld om te sien. En die serpent het hier wat ek opgeneem. Maar die bereik het nie bereik.
ek sê nou vir die serpa, is nie so opgewonde oor hierdie. Maar ons kan nie op hierdie berg tot bly nie. Dit is onmoontlik, as 'n vliegertjie bly, en dan kom jy af. En ek behalf hierdie ander. En in die plekke kom die tye, wat jy sê, ek kan nie meer. En dit laat my regtig net dink aan hierdie verhaal met Elia. 1 Korintiërs 19 vanaf vers 1. Elia kom. Hy kom uit die hoogtepunt. Hulle het die vuur in die hemel gesien. Hy het gesien hoe God antwoord, wat alles rondom gebeur het. En hy kry 'n brief, 'n boodskap van Jesaja. En sê vir jou, daarom stuur Jesaja 'n boodskapper na Elia om te sê, mag die gode so doen en so daarin toe doen. Sekerlik sal ek môre sulke tyd jou siel maak soos die siel van een van hulle. So ek het doodmaak. Toe hy dit sien, het hy klaargemaak en terwille van sy lewe weggegaan. En toe hy in Beerseba in Juda aangekom het hy sy dienaar daar laat agterbly. Maar self het hy die dagreis ver in die woestyn ingegaan en daar onder 'n besembos gaan sit en gewens hy mag sterwe. En hy sê, dit is genoeg. Neem nou my siel weg, Here, want ek is nie beter as wat hy sê, Here, dis genoeg, ek kan nie meer. Elia, nee, kan nie waar wees nie. Hy sê, ek het nou genoeg. Ek gaan sit onder 'n besembos en sê, Here, vat my lewe, ek kan nie meer nie. Ons almal, dan iemand hier sit, gaan 'n besembos ervaring hê in ons lewens. Dalk nie eens nie. En die Here wys, ek is besig, ek is voorbereid, ek gaan op en ek gaan af, ek doen alles wat ek sê, Here, ek kan nie meer nie, ek kan nie meer nie. Ek het agtergelaat, ek is voorbereid, alles ek. En die saak moet ek sê, wie is jou saak? Die Heilige Gees is my saak. Dis waar. Maar iemand, 'n broer of 'n suster wat langs jou kom en sê, dis oké. Dis oké. Ek gaan nie doen. Ek was daar. Ek het dit al gesien. Elke van ons het al so ervaring. Maar hoe dit kosbaar is, daarop gaan hy lê, dra onder 'n besembos aan die slaap en kyk, daar raak 'n engel hom aan en sê, staan, eet. Toe hy opkyk, was daar aan sy kop en 'n broodkoek, op warm klippe gebak, en 'n kruik water, en 'n geëte gedrink, en weer gaan lê. Almal van ons wat aan so besembos ervaring gehad het, hoe kosbaar dit was, dat iemand nie voorbond kos aanbring.
ek sê ons almal het al daai plekke beleef. En ons het ook al die bergtop beleef. Mattheus 17, waar Jesus, die verheerliking van Jesus op die berg, van vers 1. En daar sê daar, Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes sy broer, saamgeneem en op 'n hoë berg in 'n eensaamheid gebring. Vers 2. En hy het voor hulle gedaante verander en sy aangesig en geblind soos die son en sy klere het wit geword soos die lig. En kyk, daar verskyn aan hulle Moses en Elia in gesprek met hom. En toe Petrus vir die Here sê, Here, dit is goed dat ons hier is. As jy wil, laat ons hier 3 hutte maak. Vir Moses, een vir Elia. Terwyl hy nog spreek, oordek die helderligte wolk en met eens en daar te steek in die wolk. Dis my geliefde seun, in wie ek welbehaag. Luister na. Vers 6. En toe die disciples het hoor, het hulle op hulle aangesig geval en was baie bevrees. En Jesus daar gekom en aangeraak en gesê, staan op en moenie vrees nie. Toe slaan hulle oop op en sien niemand meer nie, behalwe Jesus alleen. En terwyl hulle van die berg afklim, het Jesus beveel gesê, julle moet vir niemand iets in die gesig sê, tot die seun van die mens uit die dood uit opgestaan het. En hy sê, ons kan hier bly, ons kan hier bergtop bemaak, ons kan hier houte maak. Dis nie waar jy ervaring is, nie waar jy sê is, en wat nodig om op te bring in houte. En jy kan sê, as dit daaronder is, is het nodig om jy pad te leer ken. Hulle besig ons ervarings, dis waar ek hulle voed, dis waar hulle my sien, dis waar ek krag kry, om hulle reis te kan voltooi. Ek wil die uitnooi vanoggend, om reg na die roeping te kyk. Daai roeping, word gevolg deur voorbereiding. Voorbereiding behels beproeving bring geestelike volwassenheid voor. Die volwassenheid maak ons bereid aan sy groter diens in die koninkryk. Die pad wat ons stap saam met die Here is nie net vir ons nie. Is nie net vir ons nie. Dis dat die Here ons oopsluit. En hy kan nie gesê, ag, my genade. Dis mos die donkertes wat jy hier aanvoel. Steeds gedoet wat ek leer, met die serpens, met al die eenstamers, die disciples, met al die eenstamers, ek sê, Johan, kom, jy kan dit al, eet, wat ek moet sê, ek is nie met toe, ek kan nie met toe. As ek speel, jy kan voor te doen. En my geestelike voorbereiding, het ek werkelijk wel gevoel. As partij van u wat op hierdie pad nou van die sê, dit is nou genoeg. Ek kan nie meer. Dit is nou genoeg. En ek hoor dit as Vader sê, eet my kind. Eet van my lewende brood. Drink van my lewende water. Wanneer jy reis, kan jy nie eet. Kom drink met my. Kom leer met my. Kom hoor met my. Dit is nie. Tot onder ons volkome net saam te kan wees. Hoor die stem van die Here vanoggend vir u. As u dan braai wees in ons ervaring, en ek weet, ek ken dalk iemand wat nou by wees in ons ervaring is. Sê Vader, ek sal drink, ek sal eet, en dankie vir die reis. Dankie vir die bemachtiging. En hy kom
alles kan nog goed gaan en jy doen alles en jy kry 'n brief van die bank af. Meneer, mevrou, jy betaal nie, kan nie jou geld betaal, ons gaan jou huis doen. Maar Here, ek doen alles wat ek reg doen en die cashflow is nie reg nie. Dit loop nie reg. Iets gebeur, baie vinnig. Jy sê, Here, maar alles wat ek doen, my hele lewe behoort aan U en alles in hierdie krisis. Maar wanneer jy kom back is, jy sê, ja. En jy sê, jy is my. Kom rus. Kom eet. Stap op my. Dit sal baie mense met Jesus. Kom ek gee vir die volgende keer. Hierdie 1,2 kilometer na die saam toe. Ons geestelike lewe wees. Die Here stap met ons. Hy lei ons, hy rig ons. As wat is dit? Ons kom af, ons kom rus. Die Here sal ons nood, as hy versterk, bekragtig, baie volgende woord van die Here. Maar sê, kom rus met my. En dan vat ons verder. Sy het hier op versoek. Vader, dankie vir die oorwinning in Christus Jesus. Here Jesus, dankie dat U die mense rond